Goeiedag luisteraars. Baie welkom by vandag se program. Die tema wat ek vandag met julle wil bespreek is nog een kans om tot inkeer te kom. Die skrifgedeelte kom uit Lukas 13 vers 1 tot 9 en ek gaan dit vir julle lees. Omtrent hierdie tyd is Jesus meegedeel dat Pilatus 'n aantal mense in Galilea laat doodmaak het, terwyl hulle offers gebring het by die tempel in Jerusalem. Dink julle hierdie Galileërs was groter sondaars as die ander mense van Galilea, het hy gevra. Is dit hoekom dit met hulle gebeur het? Glad nie. En julle sal ook omkom, tensy julle tot inkeer kom. En wat van die 18 mans wat gesterf het toe die toring van Siloam op hulle geval het? Was hulle die ergste sondaars in Jerusalem? Nee. Ek sê weer vir julle, as julle nie tot inkeer kom nie, sal julle almal ook net so omkom. Toe het Jesus hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom in sy tuin geplant en telkens gekom om te kyk of daar al vye aan dit was, maar hy was altyd teleurgesteld. Uiteindelik het hy vir sy tuinier gesê, kyk, ek kom soek nou al vir 3 jaar lank vrugte aan hierdie boom en kry niks nie. Haal hom uit. Hoekom moet hy die grond nog langer uitput? Die tuinier antwoord, meneer, gee hom nog een kans. Los hom nog 'n jaar en ek sal 'n besonderse aandag aan hom gee en baie bemesting. En as ons volgende jaar vye kry, goed. So nie kan u dit kom uithaal. Ons lees in hierdie skrifgedeelte oor tragedies en of slagoffers sondaars was. En Jesus antwoord dat almal berou nodig het en dat ons nie ander se lot moet gebruik om ons eie harte te meet nie. Hy vertel dan die gelykenis van die vyeboom wat nie vrug dra nie. En die landman of die eienaar wil dit uitkap, maar die tuinier vra vir nog 'n jaar se genade om dit te versorg en te bemes, sodat dit vrug kan dra. God gee genade, gee nog 'n kans, maar daardie kans vra 'n reaksie, 'n beweging, na 'n hart van vrugbaarheid. Jesus praat met mense wat 'n tragedie gesien het, en die neiging gehad het om te oordeel. Maar dan korrigeer hy die idee dat lyding altyd 'n direkte straf is. Die vyeboom in hierdie gelykenis verteenwoordig die mens of die gemeenskap wat geroep is om vrug te dra, en die eienaar verteenwoordig geregtigheid of die realiteit van gevolge, en die tuinier verteenwoordig die genadevolle tussenkoms van God deur Jesus Christus. Die teks hou spanning tussen werklikheid van oordeel en die oorvloed van genade. Jesus nooi tot onmiddellike reaksie, tot inkeer. God se geduld is 'n teken van sy liefde. Die tuinier vra vir nog 'n jaar, omdat hy hoop dat die boom sal verander. Dit weerspieël God se geduld met ons en sy begeerte dat ons lewe vrug sal dra. Paulus skryf dat God lankmoedig is, dat sy genade ons roep tot bekering. Ons lees dit in Romeine 2 en 2 Petrus 3. Hierdie geduld is 'n uitnodiging, maar dit is nie 'n permissie om in sonde te bly nie. Wanneer ek en jy ons eie tekorte sien, moet ons onthou dat God se houding is eerste om te herstel en nie om te verwerp nie. En dit gee vir ons die moed om na hom toe terug te gaan. Maar daar is 'n dringendheid van bekering. Nog 'n kans vra 'n reaksie. Die tuinier se versoek is tydelik. 'n jaar se genade beteken dat daar is 'n verwagting dat daar sal 'n verandering kom binne daardie jaar. En bekering is nie 'n abstrakte idee van sê 'n gebed op nie. Dis 'n lewensverandering. Jesus roep tot bekering,
En dit is konsekwent in die evangelies. Bekering is om jou hart te draai en jou lewe te rig deur Jesus Christus. 'n Boom wat baie lank nie nat gemaak is nie, kan herstel word as dit nou weer water kry. En so is dit ook met ons siel. Die oomblik van reaksie maak 'n verskil. Ons moet net daai konkrete stap vat. Gebed doen, versoening. Iets wat hierdie boom kan begin voortbring. Ons sien dat die tuinier werk saam met die boom. Hy bemes, hy los die grond, hy sorg. God se genade kom met instrumente. Hy gee vir ons sy woord, sy Heilige Gees, die gemeenskap van die gelowiges, dissipline, sakramente. Jesus sê in Johannes 15 dat ons in hom moet bly om vrug te dra. En sonder hom kan ons niks doen nie. Die Heilige Gees help ons om vrug te produseer. Laat toe dat die kerk en geestelike praktyke in jou omgewing jou tuinier wees. Lees die Bybel, bid, ontvang die nagmaal en soek geestelike leiding. Die vrede wat bekering bring eenheid met Christus. Bekering herstel verhouding. Paulus sê dat deur geloof ons vrede met God het. Hierdie vrede is nie sommer net 'n emosie wat jy kry en wat weggaan nie. Dit is 'n status van versoening. En wanneer ons in Christus is ons deel van sy liggaam. Sy vrede word ons vrede. En hierdie eenheid bring innerlike rus en 'n nuwe identiteit. Die vrede van God bewaak ons hart en ons denke. Dit is die vrug van bekering en die Gees se werk. Ons moet hierdie realiteit van eenheid met Christus beoefen, deur stil te word in gebed, en die praktyk aanleer van vergifnis vra en vergifnis gee. Dit versterk die vrede in ons lewe. Ons sien dat die oproep tot bekering word ondersteun op verskeie plekke binne die Nuwe Testament. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 20. In Christus is ons 'n nuwe skepping. Ons is geroep om versoeners te wees. Bekering verander nie net ons verhouding met God nie, maar ook ons verhouding met ander mense. In Galasiërs 2 vers 20 sê dit die ou ek is gekruisig. Christus leef in my. Hierdie identiteit maak vrugbaarheid moontlik. Jakobus 2 vers 17 sê geloof sonder werke is dood. Bekering moet sigbaar word in die dade van liefde en hoe ons mekaar bedien, hoe ons ander bedien, ons gemeenskap bedien. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê, Jesus nooi die moeggeslaane. Bekering vat ons na daardie plek van rus, daardie plek van vrede. Lukas 13 is 'n oproep tot bekering. En hierdie sleutelverse maak bekering vir ons prakties en lewensveranderend. Hierdie verse vorm saam 'n riglyn vir bekering, 'n innerlike verandering van die hart, die verandering van 'n nuwe identiteit in Christus, in konkrete dade wat daardie verandering bevestig. Kom ons kyk, hoe kan ons prakties reageer op hierdie oproep op nog een kans? Die eerste stap is erkenning. Wees eerlik met jouself en met die Here oor jou geestelike droogte en die areas waar jy nie vrug dra nie.
Dit is nie om skuldgevoel op te bou nie, maar opregte insig in jou huidige toestand voor God neer te lê. Dink aan tekens soos hoe emosioneel jy moeg en uitgeput voel. Dalk het jy herhalende sondige patrone wat jy sukkel om mee te breek. Verhoudings wat spanningsvol is. Dalk 'n afname in die tyd wat jy in gebed en Bybelstudie deurbring. Sit stil, skryf hierdie areas neer waar jy verandering nodig het. Vra God om jou oë te open. Lees die skrif en vra die Gees om dit op jou hart toe te pas. Here, wys my waar ek droog is. Gee my die moed om dit te sien. Bely openlik en nederig jou sonde en tekortkominge voor God. Belydenis is 'n daad van waarheid wat die band met God herstel. Jy voel ligter na eerlike belydenis. Jy sien konkrete veranderinge in jou denke en in jou gedrag. Maak 'n gebed van belydenis. Gaan soek versoening met iemand wat jy seer gemaak het. Gebruik 'n skrifvers as bevestiging van vergifnis. Here, bely my sonde, vergewe my, reinig my hart. Here, ek vergewe ook die wat my te nagekom het. Glo dat God se genade jou bereik en jou werklik verander. Dit is nie net 'n idee nie, dis nie net 'n konsep nie. Dis 'n lewende werklikheid wat jy deur geloof ontvang. Innerlike vrede, nuwe hoop, die vermoë om jouself en ander te vergewe. Spreek hierdie geloofsverklaring hardop uit. Onthou en herhaal beloftes van God. Neem tyd om te mediteer oor Jesus se offer en die betekenis daarvan in jou lewe. Here, ek neem u genade aan. Verander my asseblief van binne af. Bekering lei tot 'n doelbewuste besluit om vrug te dra. Nie net in geloof nie, maar in dade. Stel vir jouself doelwitte. Klein, volgehoue veranderinge maak 'n groot verskil in jou lewe. Skryf 'n eenvoudige plan met 2 tot 3 konkrete stappe. Versoen met een persoon. Breek 'n slegte gewoonte deur 'n alternatief. Begin 'n diensprojek. Stel 'n tydraamwerk op vir jouself. Week 1 vra vergifnis. Week 2 tot 4 vervang daardie slegte gewoontes met geestelike praktyke. Maand 2 begin diens in die gemeente van jou gemeenskap. Bid en vra vir die Here om jou krag te gee, om hierdie plan op te trek en dit deur te volg, sodat jy vrug kan dra. Bekering floreer in die konteks van ander gelowiges wat ondersteun en uitdaag en saambid. En verantwoordbaarheid hou jou op koers. Deel jou plan. Ontvang terugvoer. Hou gereelde ontmoetings met iemand wat die pad saam met jou loop en wat vir jou eerlike terugvoer gaan gee. Kies 1 of 2 betroubare gelowiges of leiers om jou plan mee te deel. En stel 'n gereelde check-in sessie met hulle op. Vra hulle om saam met jou te bid, om prakties vir jou te help. Deel jou doel in 'n klein groep. Vra iemand om jou te bel of te ontmoet, om jou vordering te bespreek. Wees verantwoordbaar teenoor jou plan. En dan weet ons, hoe vinnig twyfel en vrees kom om ons te kom probeer boetjie. God se genade oorheers ons verlede. Onthou, selfs waar ons foute diep is en geskiedenis swaar voel, is God se hart vol hoop en herstel.
Onthou die beeld van die tuinier wat die vyeboom nog 'n jaar gee, nog 'n belofte. God gee nie op nie. Hy sien jou potensiaal waar jy net mislukking sien. Laat hierdie waarheid jou beskerm teen wanhoop. Jou verlede definieer nie jou toekoms nie. Hou vas aan die belofte dat God met geduld en sorg by jou werk totdat die vrug begin kom. Herhaal stilweg vir jouself. God se genade is groter as my geskiedenis. Skryf daardie een ding neer wat jy wil verander en gee dit aan God as 'n teken van hoop. Onthou dat Jesus roep tot bekering uit liefde, nie met die begeerte om ons te vernietig nie. Waar hierdie oproep kom, is die uiteindelike doel, herstel en heiligmaking, om ons te lei na 'n lewe van vrede. God se oordeel is nie 'n wapen om ons te breek nie. Dit is 'n instrument om ons te bevry van dit wat ons bind. En hierdie perspektief beskerm ons teen vrees. Jy is nie 'n projek om verwerp te word nie, maar 'n kind wat beskerm moet word. Wanneer vrees opkom, herinner jouself aan Jesus se uitnodiging tot rus en vergifnis. Sê in 'n kort gebed: Here, ek kies U liefde bo my vrees. En onthou, hierdie roeping tot bekering is vir jou om te groei, nie om perfek te wees nie. God se genade omsingel jou, sy liefde beskerm jou teen wanhoop en vrees. Wandel vorentoe in die sekerheid dat die tuinier by jou is, dat die oproep tot inkeer, herstel beoog, en dat klein stappe in geloof groot vrug sal voortbring. Kom ons bid saam. Here God van genade en barmhartigheid, ons kom stil voor U, met dankbaarheid vir 'n nuwe kans wat U vir ons gee. Dankie dat U geduldig is, en dat U ons roep tot bekering, nie om ons te verwerp nie, maar om ons te herstel en om vrug te dra. Vul ons met die oortuiging dat U ons nie loslaat nie, maar saam met ons werk, soos 'n sorgsame tuinier. Here Jesus, ons erken ons tekorte en ons vra U vergifnis. Skud die dinge van ons af, wat ons verhinder om in eenheid met U te lewe. Maak ons harte sag en ons wil gereed om te verander. Vul ons met U vrede, daardie diep rus wat voortkom uit versoening met U en met mekaar. Heilige Gees, kom en werk in ons, bemest die grond van ons lewens met liefde, geduld en krag. Leer ons om in Christus te bly, sodat ons werklik vrug kan dra. Vrug van liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Help ons om mekaar se tuinier te wees, om mekaar te ondersteun, te bemoedig en om met mekaar in waarheid lief te hê. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kry sielerus met pastoor Martha Klein by die Fontein van Vrede, Sondag 2 uur.